Ek weet nie van jou nie, maar as ek nie eerste ding in die oggend tyd saam met die Here spandeer nie, voel dit sommer of my dag skeef begin. Daar's net iets besonders aan die vroeë oggend. Dit is stil, rustig, en dit voel asof daar nog 'n sagte heiligheid oor die wêreld hang. Dis die perfekte tyd om jou hart op die Here te fokus en jou dag in sy hande te lê. Vandag wil ek met jou gesels oor 5 redes waarom ek glo vroegoggend werk eenvoudig die beste vir stilte tyd. Nommer 1. Beter beheer oor jou tyd. Ons almal weet dat 'n mens saans eenvoudig moeg is. Dan staan boonop soms nog 'n klomp verpligtinge wat jy in die aand moet nakom, so jou tyd is nie regtig jou eie nie. Maar in die oggend het jy meer beheer oor jou tyd en hoe jy dit spandeer. As jy doelbewus vroeër opstaan as die res van die gesin, kry jy daardie kosbare stil tyd saam met die Here. Niemand bel jou nie, niemand vra jou vir iets nie, dis net jy en die Here. Jy kan vooraf besluit of jy 15 minute, 'n halfuur of dalk selfs 'n uur saam met die Here wil spandeer. Dan staan jy eenvoudig betyds op, sodat jy jou tyd saam met die Here kan inpas, sonder om gejaag te voel. Nommer 2. Jou eerste, jou beste. Die Here het ons so wonderlik gemaak. Na 'n nag se slaap is jou brein helder en gefokus. Jou verstand is dus op sy beste in die oggend. In die Ou Testament lees ons dat die Israeliete die beste en die eerste van hulle oes aan die Here gegee het. Wanneer jy jou eerste deel van die dag vir die Here gee, eer jy hom nie om sy guns te probeer wen nie, maar omdat hy eerste in jou lewe is. Jou oggend is dus nie net jou eerste nie, maar ook jou beste. Nommer 3. Voorbereiding vir jou dag. Stilte tyd in die oggend is soos om jou hart en jou gedagtes vir die dag te anker. Dis waar jy by die Here hoor hoe hy wil hê jy moet leef. Dis waar jy al jou uitdagings vooraf na hom te bring en hom vra om jou te help. Jy kan selfs bid vir die mense wat daardie dag jou pad gaan kruis, want jy weet nooit hoe hy jou dalk in hulle lewens wil gebruik nie. Nommer 4. Om tot eer van die Here te leef. In Kolossense 1 vers 9 tot 12 bid Paulus dat die gelowiges tot eer van die Here sal leef deur te doen wat hy verlang. Vroegoggend saam met die Here gee vir hom die kans om jou voor te berei vir die goeie werke wat hy wil hê jy daardie dag moet doen. Een dag tot sy eer lei tot 'n week, 'n week tot 'n maand en uiteindelik 'n jaar waar jy sy vreugde ervaar omdat jy geleef het soos dit hom behaag. Nommer 5. Dit skep 'n aandritueel. Wanneer jy jou dag met die Here begin, kan jy jou dag met hom afsluit. In die aand kan jy terugkyk. Het ek vandag tot sy eer geleef? Het ek dinge op 'n goddelike manier hanteer? Het ek mense behandel soos hy sou wou hê ek moet? Dan kan jy eindig met dankbaarheid en gebed vir rus. En terwyl jy slaap, kan hy jou hart voorberei vir môreoggend se stilte tyd. As jy jou dag saam met die Here begin, verander dit alles. Hy help jou om reg te dink, reg na die lewe en die mense rondom jou te kyk en reg te leef. Ja, ek weet, dit is nie altyd maklik om vroeg op te staan nie, maar ek kan eerlik sê, daar is niks wat so 'n groot verskil in my dag maak, soos daardie eerste oomblikke saam met hom nie. Geef hom jou eerste en jou beste, en kyk hoe hy die res van jou dag seën. En as jy op soek is na 'n metode om in jou stilte tyd te gebruik om die Here die kans te gee om deur sy woord met jou te praat en jou lewe te verander, dan is die volgmetode net waarna jy op soek is. In ons aanlyn winkel is 'n splinternuwe e-gids wat jou alles omtrent die volgmetode leer. Saam met die gids kry jy ook 'n studie waar jy die volgmetode gebruik om te kyk na gedeeltes in die Bybel wat ons leer dat ons as God se kinders anders moet leef as die wêreld en hom daardeur verheerlik. Die skakel na die aanlyn winkel is in die beskrywingsblok hieronder. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe en wenke. Baie seën vir jou en mag jou tyd saam met die Here vir jou so kosbaar raak dat jy dit nie eens sal oorweeg om 'n dag oor te slaan nie.